tema van die boodskap is diensbaarheid. Diensbaarheid beteken eintlik ministry. So dis nie net die pastoor wat 'n ministry het nie. Elkeen van julle het 'n ministry. Kan julle amen sê? Elkeen, onthou elkeen wat hier sit, het 'n ministry. Elkeen van julle is diensbaar. God het vir julle elkeen geskape met 'n ministry. Diensbaarheid aan God. Die Here het ons geskape om diensbaar aan hom te wees. En wat jy ook al doen, dit is diensbaarheid aan die Here. Amen. Voor ek begin preek, wil ek net ietsie verduidelik. Die kerk is mos hierso om mense na die Here te lei, die evangelie, die goeie nuus te verkondig. En ek en Dion is wat nou nie hier is nie. En ons het bietjie gepraat oor, julle weet om 'n karwag te wees as niks meer verkeerd nie. Dis ook 'n diens wat gelewer word. En ek en Dion het ernstig gepraat en ons het ook gebid oor die saak en sê, Here, maar hoe kan ons hierdie mense wat karwagte is, hoe kan ons hulle beter bevorder? Die welsyn mense gee kos vir die mense, maar hulle ook vir hulle bid. Dit help nie net dat ons vir hulle kos gee nie en hulle bly net waar hulle is, hulle kry net elke dag kos en so. En Dion het met hierdie plan uitgekom, dis nie die pastoor nie, julle moet altyd weet, die pastoor is nie so wonderlik soos wat julle dink nie. Hy is die man wat die minste doen hier. Al wat ek doen, ek bid en die Here gee my woord en ek bring die woord vir julle, dis my werk. Die res is ons almal se werk, amen. En ons het bietjie gesit en gedink, en ons het toe gegaan na die ou by die welding school en met hom eintlik 'n agreement gehad. En die eerste persoon wat klaar gegaan het vir welding lesse en 'n sertifikaat gekry het, sit hier in die kerk, Anton. Kom staan bietjie hierso. Ek wil vir julle sê dat die man met wie ons gaan praat het, hy is ook 'n kind van die Here en ons het 'n agreement met hom gemaak. En hier is dit Randfontein Welding School, Certificate of Achievement, Anton Miller, National Certificate en MIG Welding. So die man het nou, is dit MIG, né? MIG, né? CO2. So hy het 'n sertifikaat, hy het dit gekry. So hy kan nou verder gaan en hy kan 'n werk gaan kry en hy het 'n werk gekry daar by Herman, ekskuus, ek wil sê Kapokkie, vergewe my. Hy het nou 'n werk gekry daar by hom. So hy het nou gevorder geword. Die kerk help mense om vorentoe te gaan, kan ons amen sê. Maar hy het dit gedoen, hy het dit verkry. So kom ons, die volgende ou wat gaan is die karwag. Hy begin maandag, die karwag wat hier is staan. Hy begin maandag ook om 'n sertifikaat te kry. Sertifikaat help jou nie, maar sonder 'n sertifikaat kry jy nie werk nie, is dit nie so nie? So die kerk wil ook mense help om te sê, kom ons help mekaar dat ons vorentoe gaan in die lewe. Die Here wil hê ons moet vorentoe gaan. En hier is 'n getuie. Kom ons steek ons hand uit, ons bid vir die man. Is dit al jou kinders hierdie? Nee, nie almal. So nou kan hy 'n werk kry en hy kan vir sy kinders sorg. Ons het vir hom gehelp om 'n sertifikaat te kry, maar hy moet nou hard gaan werk en hy moet 'n voorbeeld wees, hy moet diensbaar wees, hy moet werk vir God, sodat hy kan vorentoe gaan in die lewe, né? So ons het hom nou net gehelp tot by die sertifikaat. Die verder is nou op jou. God kom binne in jou in en dan moet jy verder gaan. Jy's reg vir dit en ons gaan vir jou bid, né? Kom ons steek ons hande uit. Hemelse Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Dankie dat ons hierdie broer Anton kan een opdra. Dankie Here dat U vir hom 'n pad oopgemaak het. Dankie dat hy 'n sertifikaat gekry het. Sertifikaat gaan hom help om werk te kry. Here, ek wil bid dat U hom sal seën. Ek wil bid Here dat altyd as hy werk, dat hy dienstbaar wees vir die Here. Daar waar hy die welgedien doen, laat hy dit weet, hy doen dit vir die Here. En dan sal hy bevordering kry, dan sal dit goed gaan met hom. Ek bid dat hy nooit werkloos sal wees nie en dat die Here met hom sal wees. En ek wil bid Here dat hy ook geestelik sal groei, dat die plek in die kerk vir hom sal daar sy plekkie, dat hy hier sal wees en dat hy sal groei in die dinge van die Here. Help hom Here in die naam van Jesus. Die gemeente sê. So hy het ook nou eintlik met die agreement teken dat jy elke dag by die kerk ook sal wees, né? Ons gaan dit nou doen in die toekoms. Julle moet my help. Baie geluk. Dankie. Dit maak my bly my hart. Dit maak my bly my hart om te sien dat mense vorentoe gaan, maar op die einde is dit ook hy wat moet vorentoe gaan. So diensbaarheid. Ek wil begin om te sê wat die diensbaarheid nie is nie. Diensbaarheid van God wat dit nie is nie. Dit is nie om te brag nie. Dit is nie
om dinge te doen nie. Ek wil 'n metafoor gebruik en julle moet my verskoon as ek verkeerd praat asseblief. Ek kyk baie keer op die TV, dan is daar iemand wat geld gee vir iets, organisasie. En dan hulle so groot check, daai check is omtrent so, en dan skryf hulle die name daarop. Dink julle dis diensbaar voor God, of is dit die grootste naam is daar, wat ook al, organisasie, sê AGS Middelvlei, en die groot check, en dan is dit 'n groot storie, en dan gee hulle vir die persoon die check. Hy kan nie, daai check is so groot, hy kan nie eens bank toe vat nie. Is dit diensbaarheid, kinders van die Here? Ek vra maar net, of is dit om te brag, om te sê, ek het soveel geld gegee? Advertensie, sê my vrou. Diensbaarheid is nie advertensie nie. Diensbaarheid nie is brag nie. Diensbaar is nie om 'n groot check te gee nie. Dis die eerste plek. Die tweede plek, daar's twee belangrike dinge wat ons vandag moet besef. Die evangelie van Jesus, God is nie, die koninkryk van God is nie 'n demokrasie nie. Die koninkryk van God is nie 'n plek waar mense kan stem om te sê ons stem vir die, ons stem vir daai. Nee. In die koninkryk van God is God die koning. En nie sy demokrasie nie, sy wet, sy grondwet is hierdie. Dit is die grondwet van God. En God werk so. En as jy onder in God se koninkryk wil wees, hy is die koning en ons kan nie stem nie, ons moet doen wat die woord van die Here sê. En in hierdie tyd waar ons lewe vandag, word hierdie woord so verander in dit, dat die mense andere goeders doen wat in die Bybel staan. En dit is nie reg in die oë van die Here nie, en dis ook nie 'n demokrasie nie. God se woord is die waarheid. As die Here sê dat jy mag nie dit doen nie, dan mag jy dit nie doen nie, en dan is jy teen die woord van die Here, en dan is jy nie deel van diensbaarheid vir die Here nie. Amen. Julle weet presies waarvan ek praat, nê. Kom ek praat, ek wil nie politiek praat nie, ek wil net 'n verduideliking gee. Die grootste magtigste nasie in die wêreld nou is Amerika, julle weet dit. Onthou, ek praat nie politiek nie, ek wil iets verduidelik, 'n metafoor. So dis die grootste land in die wêreld, Amerika. So in ons land Suid-Afrika het ons mos 'n ambassadeur daarna toe gestuur na Amerika. Julle weet nou presies waar ek gaan en waar ek praat. En die ambassadeur het toe gepraat daar teen die land en hulle het hom uitgegooi daar. Julle weet van dit, né? Nou kom ons mense van Suid-Afrika, hulle sê nee, as die rand val sal hulle optel. Hulle sê hulle het nie die geld van Amerika af nodig nie. Ons kan sonder dit klaarkom. Dink julle dis wys? Ek vra net. Ek praat nou oor diensbaarheid vir die Here. Ek weet nie of dit wys is nie. Ek weet nie wat hulle doen nie. En dan sê een van die politieke mense wat uitsaai daar sê dat die mense speel kat en muis met Amerika. Maar hulle kom nie agter dat hulle die muis is nie. Hoor julle? Hulle speel kat en muis, maar hulle kom nie agter dat hulle die muis is nie. So wat het dit met godsdiens uit te word? Alles. Party van ons kinders van die Here, ons speel kat en muis met God, maar ons kom nie agter dat ons eintlik die muis is nie. Kinders van die Here, kry hoendervleis waar ek hier staan. Ons moet vrees van die Here weer terugkry in ons. Ons kan nie kat en muis met God speel nie, ons kan dit nie doen nie. Diensbaarheid vir God werk nie so dat ek kan sê wat en waar nie. So, ek het nou 'n voorbeeld gebruik, 'n metafoor, die politieke sake, dit moet julle maar self, ons sal maar kyk wat gaan gebeur nou hier. Daai man is baie kwaad en alles, die ander man sê maak vrede, die ander sê nee, ons het nie nodig nie. Dit is nie wat ek oor praat nie, ek praat oor God. En ons moet besluit, wil jy die Here dien of wil jy nie die Here dien nie. Nog 'n saak wat ek wil praat, ook 'n metafoor. As die dag wanneer jy jou hart vir die Here gee, dan gaan jy mos en sê Here, kom in my hart in. Daar's 4 dinge wat jy moet doen. Jy moet jou sonde bely, jy moet dit los, jy moet jou bekeer, wegkeer van die sonde af. Jy moet glo in die Here, jy moet hom lief hê en dan vra jy hom in jou lewe in te kom. Dit is waar ons begin. Maar die Bybel sê ook jy moet die koste bereken. As jy besluit jy kan nie die Here dien nie, want goede wat hierin staan is nie deel van jou nie, dan is dit beter vir jou om nie dit te doen nie. Hoor wat ek sê, bereken die koste, sê die Bybel. Die Here sê ook so. So jy moet weet, as jy verkeerde dinge doen, moet jy dit los. Anderste moet jy nie deel wees van God nie.
want dan maak jy eintlik 'n bespotting van die Here. Ons kan nie God en Mammon doen nie. Ons kan nie God en die en God en daai nie. Dis God of nie God nie. Hoor, ek praat hard vandag, maar ek praat die waarheid. 'n voorbeeld, 'n metafoor. As jy 'n huis gaan koop, dan maak jy 'n kontrak. Wanneer die dag wanneer jy jou hart vir die Here gee, is dit 'n kontrak. Dis nie eintlik 'n kontrak nie. Dit is 'n covenant. Dis 'n gelofte, 'n belofte wat jy aan die Here maak en sê, Here, die Here hou sy belofte. Hy sê, as jy in my glo, sal ek met jou wees in alles, maar jy moet ook jou belofte hou. Jy moet die Here dien. Jy mag nie verkeerde dinge doen nie. So as jy wie breek die kontrak gewoonlik is jy. So as jy huis gaan koop, teken jy 'n kontrak en daar's 'n ander gedeelte wat hulle staan daar so wat sê ding mevrou? Jy sê die huis is in 'n goeie toestand en al hy conditional report. Dan teken jy daar, die eienaar teken, hy sê hierdie huis wat jy koop meneer is in 'n 100% goeie toestand, daar's niks fout met die huis nie. Sharp teken, betaal en alles. Nou begin dit reën. Toe dit reën, en dis 'n man wat hier onlangs vir my vertel het. Die huis het hy gekoop, hulle het die kontrak geteken, alles is reg. Toe dit reën, toe sien hy, joh, maar hier reën dit nou. Toe hy in die dak inklim, toe kry hy honderde emmers wat is met bietjie grond in om te keer dat die water nie inkom nie. So, nou. Hoe het hy dan geteken, my huis is reg en alles. Jy maak 'n verbond met die Here. Here, my saak is reg met U. Ek wil hê dat U met my help. Nou kom die probleme en nou val die dak aan mekaar. Kom ons kyk in 'n geestelike opsit. Los die dinge, los die klein jakkies, dien die Here. Maak jou dak reg, kind van die Here. Diensbaarheid van God beteken om jou dak reg te maak voor jy daai verbond met die Here aansluit. Kan ons sê amen daarop? Ek wil elkeen van julle aanmoedig oor diensbaarheid. Diensbaarheid beteken dan dus om diensbaar vir God te wees, maar jy self moet jou saak regmaak. Dan sal die Here jou help. Ek het mos laas gepraat en te sê, die Here kom binne in jou hart in, maar buitekant moet jy na self kyk. Buitekant. Kom ons kyk na buitekant. Kom ons maak seker dat ons dinge van die Here reg is. Ons kan nie Sondag in die kerk wees en Maandag is ons by ander plekke. Sondag praat ons mooi, Maandag verneek ons mense nie. Julle weet van hierdie, ek praat nie politiek nie, ek praat om mense te waarsku en mense wat ander mense verneek, gebruik eintlik baie mooi dinge. Daar's mos 'n kleuterskool mense wat nou gesê het, julle moet geld gee hier vir die kleuterskool, julle gaan soveel en soveel geld kry. En die politieke man het gesê, pas op vir iemand wat mooi kan sing met 'n mooi kuif, wat Bybelversies aanhaal en mense verneek. Weet julle van wie ek praat? Ek weet nie van wie ek praat, julle moet myself uitvind. Die van julle wat weet, pas op vir dit. Die Gees van die Here is in jou. Die Here waarsku jou en sê bly weg van hierdie goedes af. Daar's kerke wat nie die evangelie reg verkondig nie. Gaan na die kerk toe wat die evangelie reg verkondig. Ek sê nie die kerk is reg nie, as hy verkeerd is moet julle na my toe kom want ek is verantwoordelik vir wat ek hier praat. En vir wie is ek verantwoordelik? Teenoor God. Dankie. Nou is julle reg, nou is julle opgewarm, kan julle die preek nou, is julle reg vir die preek. Kom ons begin. Ek gaan sommer hier so staan. Ons begin met diensbaarheid. Julle weet nou almal wat diensbaarheid nie is nie. Die belangrikste saak oor diensbaarheid is, Jesus is die dienaar. As ons na Jesus hoor, dan sê hy, ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie. Ek het gekom om dat die wêreld deur my gered kan word. Jesus sê, die wêreld, Jesus het opgestaan en gesê, dat ek het gekom, sodat die wat gebroken van hart is, genees kan word. Ek het gekom vir die wat vasgevang is. Ek het die aangename jaar vir die Here aangekondig. Jesus het gekom, nie hy het gekom as 'n dienaar. En dis waar diensbaarheid gaan. Ons moet Jesus se voorbeeld volg en 'n dienaar wees. Toe Jesus het eendag gekom en sy disippels se voete gewas. Dis die voorbeeld wat hy gegee het. En een van hulle het gesê, nee, jy kan nie my voete was nie. Hy sê, ek moet dit doen. Hy sê, nou was my oral.
Ons diensbaarheid vir God beteken dat ons met mekaar se dienaars wees in die Here, deur die genade van die Here. Ek is nie hier om vir julle te vertel wat om te doen nie. Ek is hier vir julle vertel dat ons moet diensbaar wees vir die Here. Nie vir hoe kan iemand sien jy is diensbaar as jy vir die Here diensbaar is? Dan is jy diensbaar. Amen. In Job 10 lees ons die AB gedeelte. U hande het my gevorm en my gemaak. God het jou gemaak. En hy het jou gevorm om diensbaar te wees. In Jesaja 43 vers 21 lees ons, die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Jesus het jou gemaak om diensbaar te wees. Jy is gevorm om God te dien, kind van die Here. Dis hoekom die Here jou gemaak het. Ek dink ewe skielik aan mense wat baie talente het. En julle in my dae, julle ken ons vir Elvis Presley. Dis 'n man wat mooi gesing het daai, né? En hulle sê, dis wat hulle gehoor, wat ek gehoor het, hy by die kerk wil hy sy sangery doen, sang. Julle ken mos Elvis Presley. Of dis net die ou mense soos ek en Theo en Dani wat hom ken. Hulle sê op 43-jarige ouderdom is Elvis Presley dood en meeste van sy liedjies het eintlik eers na sy dood uitgekom. En hy is dood as 'n dwelmverslaafde mens. Hy wou by die kerk kom speel, toe jag hulle hom uit die kerk uit. Dis wat ek gehoor het. Nie een van hierdie persoon wat ook al 'n talent jy het, 'n goddelike talent, sal uit hierdie kerk uit weggejaag word om jou talent te bevorder. Weet dit vandag. Diensbaarheid beteken om jou talente vir God te lewer. En wat is jou talente? Dis wat die Here vir jou gegee het. Ek was gister, ekskuus, ek gaan bietjie baie praat, vergewe my. Dis nie omdat ek my stem hoor nie, ek wil hê dat God moet deur my praat. Ek was gister by 'n begrafnis gewees, en na die begrafnis, en ek preek gewoonlik bekering, was daar 'n ander man, en ek het hom geroep, en ek gesê, hoorie, het jy die woord gehoor wat verkondig is? En is jy reg as jy doodgaan, waar gaan jy heen? Hy sê vir my, ek glo nie aan die Here nie. Ek sê nou maar, hoekom glo jy nie aan die Here nie? Hy sê, luister, ek wil niks van julle godsdienste mense uit te waai nie. In COVID-tyd was my vrou was baie siek gewees, en ek was 'n paramedic gewees, en ek het gegaan om my vrou te besoek, en terwyl ek daar is, toe roep hulle uit na 'n ander kol toe. En toe kom daar 'n pastoor, en hy sê, ek is 'n man van God. Ek is 'n man van God, en ek is 'n gesant van die Here, en ek is die, en ek is daai, en jy moet nou saam met my nagmaal hou. Hy sê, ek kan ongelukkig nie nou nagmaal hou nie, want ek moet 'n ander persoon gaan help, wat ook aangery word. Hy sê, toe hy weg is, toe gaan sy vrou dood, toe hy die man van God sien, toe sê hy, sien jy wat het jy nou gedoen? Omdat jy nie my saam met jou nagmaal gedoen het nie, nou is jou vrou dood, en God het jou vrou vermoor, en dit is hoekom jy nou is waar jy is. Nou sê ek glo nie aan God nie. Ek sê, meneer, kan ek vir jou vra, dat hoe kan jy na 'n dwaas luister? Maar hy is nou nog kwaad. Kom ons bid vir sulke mense, wat na dwaase mense geluister het, en hy is 'n man van God, en hy weet alles van God af, en hy sê, as jy nie nou saam met hom nagmaal hou nie, en jou kind gaan dood, dan God jou kind vermoor. Daar is baie mense wat hier sit ook, nie hier nie, maar ek weet, wat kwaad is vir die Here. Ek is kwaad vir die Here oor die of daai. Kind van die Here, as jy kwaad is vir die Here, dan wil ek hê dat jy moet mooi gaan kyk en mooi gaan dink, wat is die Here en hoe werk die Here en dit. Jy kan nie kwaad wees vir die Here oor mense, bose mense en bose dinge wat gebeur het nie. Die duiwel het vir Jesus op 'n berg gevat en gesê, ek gee jou al hierdie dinge as jy my aanbid. Hoekom het hy dit gesê? Want Adam en Eva het gemaak dat hierdie wêreld eintlik aan die bose behoort, maar ons is kinders van die Here, ons is hier, die koninkryk van God, ons verkondig die koninkryk wat gaan kom, amen, ons is mos hier, dis hoekom ons hier is. Goed, ek het bietjie afgedwaal, maar nou kom ons gaan verder. Jy is gevorm om God te dien. In 1 Korintiërs 3 vers 5 tot 7 lees ons, Paulus sê, wie is Paulus dan? En wie Apollos, anders as dienaars, deur wie julle gelowig geword het. Paulus sê, ek en Apollos is niks anders nie, ons is net dienaars, deur wie julle gelowig geword het.
En dit is soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat gooi, nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Hy wat plant, hy wat nat gooi, is niks nie. Ek is niks nie, maar dis God, dis hy wat laat groei. Ek kan praat hierso tot ek moeg word, en as daar niemand groei nie, dan is dit God, hy moet mense laat groei. Maar as jy in die wil van die Here is, dan sal mense groei. Amen. Maar die preker, die dienaar is niks nie. Dit staan in die Bybel. So ek weet ek is niks nie. Dankie. Wanneer jy doen waarvoor jy lief is, hoef niemand jou te motiveer nie. En wanneer jy liefde vir God is, dit is genoeg. As jy lief is vir God, dan doen jy dit wat God wil hê jy moet doen. Jy moet jou opdrag aanvaar, kind van die Here. God se opdrag aan jou is volgens die gawes wat hy aan jou gegee het. Elkeen sin is anderste, maar nie een sin is meer belangrik as 'n ander sin nie. God het ons gawes gegee, elkeen is anderste. Ek kan nie mooi sing nie, God het my 'n ander gawe gegee, maar omdat ek nie kan sing nie, is ek nie belangrik nie. Daar's geestelike gawes, dit kom van God af, geestelike gawes in jou hart, om jou begeertes, jou hoop, jou belangstellings, jou ambisies, jou drome, en jou voorliefde beskryf in jou hart. God gee vir jou gawes, jou persoonlikheid bepaal jou gawes, jou ervarings in die lewe, dit bepaal jou gawes, so die pad wat jy loop, dit bepaal jou gawes. Daar's geestelike gawes, daar's hartgawes, daar's persoonlike gawes, daar's en ervaring. Jou ervaring maak dat jy gawes kry, en jy moet God se opdrag aanvaar, kind van die Here. In 1 Korintiërs 12 vers 6 lees ons, en daar is verskeidenheid van werke, en dit is dieselfde God wat alles en almal werk. Dit is dieselfde God wat verskeidenheid gawes en almal werk. God werk deur verskillende mense, op verskillende maniere, maar dit is dieselfde God wat sy doelstellings deur almal bereik. God bereik sy doelstelling deur my op 'n ander manier as wat hy deur jou bereik. Daar waar jy werk, Anton, ek is nie daar nie, as God jou gebruik om mooi te wel, kan jy ander mense leer, maar jy moet ook 'n voorbeeld wees, en elkeen van ons by julle werke. Jy wat 'n voorman is, jy wat 'n besigheid het, hoe werk jy jou besigheid? Tot eer van God. Dit is wat die Here van ons verlang. Verstaan jy jou doel, jou vorm? Psalm 139 vers 13 lees ons, want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Die boodskap sê, Here, U het my tot in die fynste detail gemaak, en die baarmoeder het U my gevorm. God het elkeen van julle, vir my ook, en vir julle wat hier sit, luister, hy het jou tot in die fynste detail gemaak. In die baarmoeder het hy jou gevorm. Dis God wat jou geskaap het. Ek het laas gepraat en vir julle gesê, jy kry nie buite-egtelike kinders nie, jy kry buite-egtelike ouers, en daar's geen duplikaat van jou beskikbaar nie. Teresa, geen duplikaat van jou beskikbaar. Jy is die enigste een gemaak soos jy, en dit sê ek vir elkeen van julle, julle weet dit. Larry, daar's geen duplikaat beskikbaar van jou nie. Dis net een. Dis nie soos 'n fabriek nie. God se fabriek is nie om alles dieselfde te maak nie. Hoe boring sal dit so gewees het as ons almal dieselfde is? Gebruik jou vermoëns tot God se eer, kind van die Here. Gebruik, party mense het 'n gawe om woorde te spreek. Ander het 'n gawe en vermoëns om atleties te wees. Gebruik dit tot eer van God. Ander mense kan wiskunde uitwerk, ek het al sulke mense gesien. Ander mense kan musiek maak, ander kan mooi sing, ander is meganies aangelê, ander is ambagsmanne, hulle kan mooi houtwerk doen en dinge doen. Ander mense is vakmanne, ander het ander bekwaamhede, ander is besigheidmense, hulle kyk net 'n ding en dan maak hulle hom reg. Ander mense het vermoëns, ander het mensekenners, ander mense is kunstige mense, ander mense is net vryheid, ander mense is net lekker om in hulle presence te wees. So het God ons almal gemaak. As mense dit vir hulle lekker om in jou presence te wees, dan moet jy altyd so wees, dat dit lekker vir mense om jou presence te wees. En so kry jy mense met gawes, en jy moet jouself afvra, wat is jou gawe, en hoe gaan jy dit gebruik tot eer van God?
Ek onthou ek het ook, my vrou verkoop huis, ek het ook eendag huise verkoop, probeer. En ek het, ja. En ek het 'n huis gehad wat baie lelik was, lelik. As jy daar inkom, die dak en die goedes is die mekaar en in die een kamer is daar, dit lyk soos 'n fontein sommer binne in die kamer, daar in Rodepoort. En ek het altyd daai huis gebruik as ek huis verkoop om iemand te gaan wys. Ek wil hulle net wys hoe lyk 'n huis wat hulle nie moet koop nie en wat kos so 'n huis. En eendag vat ek 'n vroutjie na daardie huis toe. Sy het net so gekyk. Toe sê sy ek koop hierdie huis. Ek wil sê mevrou, maar is jy okay? Sy sê ek koop hierdie huis. Sy het daai huis gekoop en toe sê sy ek koop hierdie huis en na 6 maande gaan ek jou bel. Dan moet jy kom kyk hoe lyk hierdie huis. 6 maande om toe sy my bel toe ek al kom toe ken ek nie daai huis nie. Sy het 'n gawe gehad om iets anders te sien in daardie huis as wat enige ander persoon kom maak. En sy het daai huis so mooi gemaak dat niemand kan weet nie. God het 'n gawe vir ons gegee en God gee gawes vir ons ook om mooi in ander mense te sien. En hier is al mense by hierdie kerk waar ek al ook gesien het dat hulle verander het. Die Here het hulle verander. God maak mooi mense en God verander mense en dit is diensbaarheid. Dit is hoe mens en die kerk moet 'n plek wees wat mense verander. Die kerk het my verander. Die kerk is die samekoms van die mense, nie die gebou nie. Die kerk het baie mense verander, né? Die kerk het vir Andrew verander. Die kerk het iemand vir Andrew 'n mooi girl gegee wat daar landsom is. Nie die kerk nie, Andrew, dis die Here. Dis die Here, jy weet dit, né? En ek praat mooi met julle hierso, julle weet dit. Ek is vry vandag om te spreek soos die Here op my hart lê. Watter vermoë het God jou geskenk? En dien jy hom daarmee? Hoor die vraag wat die Here vir jou vra. Watter vermoë het God jou geskenk? En dien jy dit daarmee? Dien jy God? God skenk vandag nog daardie vermoëns aan duisende mense sodat hulle hom kan dien. Alle vermoëns kom van God af. Selfs vermoëns om sonde te doen. Dit kom ook van God af want die duiwel kan nie vir mens vermoëns gee nie. Maar die mense wat sonde doen, misbruik hulle vermoëns en hulle gebruik dit vir verkeerde doel. Alles vermoëns kom van God af. En die mense, as jy mense sien sonde doen, dan moet jy weet, hy is besig om die vermoëns wat God vir hom te gee, te misbruik. Romeine 12 vers 6 lees ons, en ons besit genadegawes, wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Die genadegawes verskil volgens die genade wat ons aan ons gegee het. God het aan elkeen die vermoë gegee om sekere dinge goed te doen. God het aan elkeen van ons dit gee. En ek wil dit aanmoedig vir julle. Vind presies uit en elkeen van julle weet. Kind van die Here, as jy nie weet wat het God jou gegee om goed te doen nie, vra jou vrou of vra jou man, hy sal jou sê. Hy sal jou sê wat het die Here vir jou gegee om goed te doen as jy nie weet nie. Is jy wakker, mevrou? Wat het die Here jou man gegee? Slaap jy nog? Portbakker. Wat het die Here jou man gesê? Sê vir die gemeente. Hoor daai man sê 'n goeie vrou. Amen, dankie, die Here het my 'n goeie vrou gegee. Dankie. Dankie vir daai wyse woorde. Goed, God het elkeen van ons vermoëns gegee. Ons moet dit gebruik wat God jou gegee het. Romeine 12 vers 5 lees ons, so is ons almal saam, een liggaam in Christus en elkeen afsonderlike lede van mekaar. Die boodskap skryf, die boodskap Bybel, aangesien ons gemaak is as al hierdie voortreffelike en al hierdie voortreffelike gevorm en wonderlike funksionele dele van Christus se liggaam. Laat ons voortgaan om te wees wat ons gemaak is om te wees. So die boodskap sê, elkeen van ons is gemaak en voortreffelik gevorm en wonderlike funksionele dele van Christus se liggaam en ons moet dit uitlewe. Wat jy is God geskenk aan jou. Wat jy met jouself doen, is jou geskenk aan God. God het jou dinge geskenk
En as jy dit uitlewe, dan is dit jou geskenk aan God. Geniet dit wat God aan jou gegee het, broers en susters. Geniet dit. Ander mense sien dit raak. Hier's kunstige mense, mense wat mooi dinge kan doen. Hier's mooi mense. En ek wil hulle aanmoedig. Kom ons doen dit in die kerk, in die teenwoordigheid van die Here, vir God se wil. Ontwikkel dit wat God jou gegee het, voortdurend. As God vir jou 'n gawe gegee het, is dit jou plig om dit te ontwikkel, om voort te gaan met daardie gawe, om te verbeter, om meer en meer te wees. Ek was nou die dag by die tandarts, soos my tandarts wat my vrou baie like, nie vir hom like nie, vir wat hy maak. En al wat hy praat is oor tande. Hy's al 'n ou, nie oud nie, jong man. Hy sê hy kyk nie TV nie. Hy kyk hoe is die verbetering van die nuwe tegnologie, hoe moet jy tande maak en hoe alles. Hy wil net verbeter. Almal wil net verbeter. As jy daai gesindheid jou het om te verbeter, hou aan daarmee, verbeter. Ons moet beter wees. Hierdie vrou wat gesing het, Demi Moore, né? Demi Lee. Yes. Hulle sê daai vrou het so mooi gesing en alles. En ek dink is haar afrigter. Ek het dit self op die TV gesien, ek het nie uitgedink nou nie. En hy sê nou, wat doen sy? Hy sê as sy klaar gesing het, dan sien hy altyd sy's besig om te kyk op haar Facebook. Hy vra, wat kyk jy? Sy sê nee, ek kyk hoe het ek gesing en ek kyk waar kan ek verbeter. Dit is haar, dis hoekom sy suksesvol is. Hy sê sy het werkintegriteit. Ons moet werkintegriteit kry om te verbeter. Dit is wat die Here van ons verwag. Die Here wil hê dat ek en u moet verbeter. So sy kyk en sien, waar kan ek myself verbeter? Hoe kan ek nog beter sing? Hoe kan ek nog beter die Here dien? Hoe kan ons kerk nog meer doen, sodat die Here in ons kerk beter kan werk? So ons is almal van een liggaam. 2 Timoteus 2 vers 15 lees ons, lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam, wat die woord van die waarheid sny nie. Paulus sê vir Timoteus, jy moet jou toelê om jou beproef voor God te staan. En hoe tree 'n ware dienaar op? Ons moet optree soos ware dienaars. Markus 10 vers 43 lees ons, maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. As jy groot wil wees onder mense, kinders van die Here, dan moet jy 'n dienaar wees. As een van julle die belangrikste wil wees, dan moet hy die ander mense dien. Dit staan in die Bybel vir almal. In hierdie vers, Markus 10 vers 43, hoor, as een van julle die belangrikste wil wees, dan moet hy die ander mense dien. So as jy wil belangrik wees, as ek wil belangrik wees, dan moet ek die ander mense dien. Matteus 7 vers 16a sê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Die woord sê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. En die boodskap sê, julle sal hulle aan hulle optrede uitken. Hoe gaan jy mense ken wat dienaars is, wat diensbaar is? Aan hulle optrede. Hoe tree hulle op? Ek was by 'n ander kerk gewees waar daar 'n baie ryk man was. En ek het hom dopgehou. Hy het so 'n swart boekie altyd, dan loop hy net so, hy's ryk, hy het nooit gepraat oor sy geld nie. En as hy iets sien by die kerk, daar by waar ek was, dan vat hy 'n pen, dan merk hy daar, as daar teel los is of so, skryf hy in sy boekie. Maandagoggend dan stuur hy die werkers waar hy werk. Gaan kyk daar by die kerk, gaan kyk daar, maak daai ding. Sondag gaan kyk jy die goedes reg, sonder om 'n woord te praat. Die mense wat die meeste impak maak in mense se lewe, is mense wat nie baie praat nie. Toe ek die polisie was, ek praat ou goede, maar julle moet maar luister as julle wil. Het ek altyd die boere gekry, ek was by veediefstal eenheid, hulle sê vir my, as jy hierdie mense vang, sergeant, gaan ek vir jou bees gee. Ek het baie van die mense gevang. Dink julle ek het ooit 'n bees gekry? Nooit. Daar was sekere mense, boere, as ek by die huis kom, dan sê die bediende, hy was 'n ander oomie, met kakkie klere, met so grys bakkie en so, hy het 'n skaapie kom aflaai. Hy het nooit gesê, ek gaan vir jou skaap gee, of ek gaan jou dit gee, of dit gee nie. Mense wat baie praat, hulle is partykeer die mense wat min doen. Mense wat min praat,
hulle is die mense wat baie, is my ervaring, ek weet nie julle ervaring nie. Pas op vir die mense wat altyd beloof, ek gaan jou dit doen, ek gaan dit doen as jy dit vir my doen. Party van hulle praat net, kinders van die Here. Hulle praat net. En ons kinders van die Here moenie net praat en mense beloof nooit vir hulle doen nie, né? Right. Ons gaan praat en ons gaan doen. Julle sal hulle aan hulle optrede ken. Jou doel openbaar jou bediening, waar jou dienshart sal jou volwassenheid openbaar. Jou doel bepaal jou bediening, jou dienshart. Hoe voel jy in jou hart? Ware dienaars, wat doen hulle? Hulle stel hulle self beskikbaar vir diens. Jy moet jouself beskikbaar sê. Moenie beloof en sê, wel, daar kom dit en dit en hierna nie. Jy gee aandag aan behoeftes. Jy doen jou bes met wat jy het. Jy doen die taak met ewe toewyding. Elke taak moet jy met ewe toewyding doen. Daar's party take wat 'n mens met minder toewyding as ander doen. Nee, 'n dienspersoon doen almal met dieselfde toewyding. Jy moet van harte groot geleenthede, kinders van die Here, is dikwels verskuil in klein taakies. Mense wat jou dop hou, hulle kan jou groot werk gee as hulle sien dat jy 'n goeie ding kan doen. Wees getrou aan jou bediening, kind van die Here. Bly op die agtergrond. Moenie altyd probeer voorwees nie. Bly op die agtergrond. Die Here sal jou vorentoe bring. Self die woord van die Here sê, as jy by 'n kerk kom, dit staan in, gaan sit agter. Moenie voorsit dat hulle vir jou gaan sê, jy kan nie hier voorsit nie, sit agter. Gaan sit agter, sodat jy jou vorentoe kan nooi. Dis dienaar, dis hoe 'n dienaar werk. Het julle gehoor van hierdie ou wat afgetree het? Toe sê die baas vir hom, luister, jou laaste taakie, my maat, hy bou huise. Hy sê nee, elke taak moet jy na die beste van jou vermoë doen. Hy bou huise en die man sê, asseblief, net die laaste taak, bou hierdie huis. En toe hy sê ek is eintlik lus om hierdie huis te bou nie, so hy het afskeepwerk gedoen. Hy het sommer goed gaan koop en die huis gebou en alles. Toe hy klaar is, toe sê hy, meneer, ek het nou klaar die huis gebou, ek gaan nou aftree. Die eienaar van die huis sê, hoorie, die eienaar van die plek, sê, hier is jou sleutel, hierdie huis het jy vir jouself gebou. Dit skenk ek aan jou. As hy dit geweet het, sou hy anders te gebou het, sal hy ordentlike huis gebou het, nee? So jy weet nooit nie. Kom ons doen alles na die beste van ons vermoë. Ons doen na die beste van ons vermoë. Dit is hoe ons diensbaar is. Ware diens stel hulle beskikbaar vir diens. Hulle gee aandag, soos ek gesê het. Matteus 10 vers 42 lees ons. En elkeen wat een van hierdie kleintjies net 'n beker koue water laat drink, omdat hy 'n disipel is, oorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. Hoor wat sê die Here. Selfs een wat net 'n mens 'n beker koue water gee, hy sal sy loon nie verloor nie. Die Bybel sê dat julle het mense vriendelik behandel, dat julle nie eens geweet is engele nie. Dink soos 'n dienaar, kind van die Here. Numeri 41, 14 vers 24 lees ons, maar my knegt Kaleb, omdat hy 'n ander gees in hom was, en hy voldoen het om my te volg, en my volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. My knegt Kaleb, hy het 'n ander gees in hom gehad. Toe hulle gegaan het, die verspieders, en hulle sê, nee, ons sal nie hierdie land kan inneem nie, want die mense sien ons, hulle sien nou kamstig hoe die mense so springskane. Toe sê Kaleb, Joshua en Kaleb sê, nee, die Here het ons hierdie land gegee, kom ons gaan in, ons gaan vat die land. 'n dienaar het 'n ander gees, God se gees in hom. En ek wil bid vir myself en vir ons as kerk, ons moet ook 'n ander gees hê, God se gees. Wat is God se plan vir ons kerk? Dankie. Filippense 2, vers 5 lees ons, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Paulus, hy dink meer aan ander as aan homself. Hy is bestuurders en nie eienaars nie. Dit is 'n roeping. Die baie werke wat ons doen, is nie 'n loopbaan nie, is 'n roeping. God het jou geroep vir 'n werk.
En waar vind jou identiteit in Christus? 'n Bediening is 'n geleentheid, nie 'n verpligting nie. Elkeen van ons kry 'n geleentheid. So God se krag in jou swakheid. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. As jy wil hê, kind van die Here, dat die krag van Christus moet in jou woon, dan moet jy in jou swakheid roem. Moenie vertel hoe goed en wonderlik is nie. Sê jy is afhanklik van die Here. God deel nie sy eer met ander mense nie. Wanneer God mense red, kan ek nie sê ek het hulle gered nie, dis die Here. God deel nie sy eer nie. 2 Korintiërs 13 vers 4 sê, wat al is hy gekruisig uit swakheid. Hy praat van Jesus, want al is hy Jesus gekruisig uit swakheid, lewe hy tog uit die krag van God, wat ons ook swak in hom, maar ons sal saam met hom vir julle lewe deur die krag van God. God gee ons nie krag. God gebruik swak mense soos ek en jy, God gebruik hulle. Erken jy swakheid, wees tevrede met dit wat die Here vir jou gee. Paulus sê, hy het geskryf in die Bybel van sy moeilikheid. Hy het geskryf van sy gevoelens, sy frustrasies, sy vrese, sy dinge. Paulus het dit bekend gemaak en hy het gesê dat hy was hoe sy aangerand, wat het alles met hom gebeur, die moeilike tye wat hy deurgemaak het. Self Jesus Christus was die voorbeeld van diensbaarheid. Die dag by Getsemane sê die woord van die Here, en God het Jesus bietjie verder weggegaan, en hy het gaan bid, en hy het so ernstig gebid, laat eintlik sy sweet soos bloed geword het, en hy het gesê, Here, as dit U wil is, laat hierdie beker verby moet gaan, want hy het geweet, by God is alles onmoontlik, alles moontlik, dis moontlik dat die beker verby moet gaan, maar sy opdrag was diensbaarheid, sy opdrag, hy het na die aarde gekom om vir ons te sterwe aan die kruis, sodat ons diensbaar kan wees, sodat ons verlossing kan ervaar, sodat dinge met ons gaan gebeur, en as jy verder lees daar in Johannes, en ewe skielik het die Here Jesus opgestaan, nadat hy gebid het, nadat hy alles deurgebid het, in die swakheid het hy sterk geword, het hy opgestaan en sê, kom ons gaan. Waar het hy heen gegaan? Jerusalem toe, daar waar hy hof toe gegaan het, waar hy skuldig bevind is vir niks nie, waar hy onskuldig gesterf het aan die kruis, in die swakhede van ons. Wanneer ons swak is ons sterk en ons sê amen, want dinge nie vir jou lekker wil uitloop nie, kind van die Here, gaan bid vir die Here, vra Here dat U wil geskied, en God se wil is altyd die beste. Diensbaarheid vir God. Dit is die opdrag wat God vir ons gegee het. En dis die boodskap wat ek vir julle gebring het vandag, om te sê, kom ons wees diensbaar vir die Here. Mense, God het elkeen van julle, elkeen wat hier staan, God wil hê, ons moet vir hom diensbaar wees, nie vir iemand anders nie. Jy moet kyk na jouself, maar wees diensbaar vir die Here. Doen alles wat jy, die woord sê, doen alles van harte, soos vir die Here. Doen alles van harte, soos vir die Here. Kom ons doen dit vandag, kom ons doen alles van harte, soos vir die Here. Piet Gerbox, as jy na die Gerbox reg maak, doen dit van harte, soos die Here. Piet Gerbox is 'n ander man, hy is ook nie bang nie, as hy 'n Gerbox reg maak, kan kap hy sy naam daarop en nie tyd. So hy weet, hierdie ding is reg. Hy het dit van harte gedoen vir die Here. Sit sy naam daarop. Wat skryf jy? P. Ferreira. En die datum. So as jy binne 'n sekere tyd terugkom, maar maak hy hom verniet reg, né Piet? So hy weet. Kom ons doen alles van harte vir die Here. Kom ons doen alles wat ons doen vir die Here. Kan jy jou naam sit op elke ding wat jy doen? As jy nie baie keer net lei nie, en dan doen dit net so halfhartig nie. Diensbaarheid vir die Here. Kom ons wees diensbaar vir die Here. Dis die woord. Ek wil net afsluit om net die goedjies weer deur te gaan. Die eerste puntjie was, jy's gevorm om God te dien. God het jou gemaak om hom te dien. Dis hoekom die Here jou geskaap het. Jy moet jou opdrag wat die Here vir jou gee aanvaar. Jy moet jou doel verstaan.
Jy moet gebruik dit wat die Here jou gegee het. Hy het jou talente gegee. Baie van julle het baie meer talente as ek. Tree soos 'n ware dienaar op. Dink soos 'n dienaar en God se krag in jou swakheid. Kom ons bid saam. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Here, dankie dat ons gehoor het wat beteken diensbaarheid vir die Here. Bediening, ministry. Dankie Here dat U vir elkeen wat hier sit 'n ministry gegee het, 'n bediening, diensbaar gemaak vir die Here. Dat U elkeen hier is geskep het om diensbaar te wees. Here, ek bid dat U die naprediker van die woord sal wees. Ek bid Here dat ons bietjie gaan stil staan en mooi gaan dink hoe die Here vir waarvoor het hy my geskape, vir hom, om iets vir hom te doen, iets wonderlik te doen. Help ons dat ons dit sal doen in die naam van Jesus. Dankie dat ek kan profeteer om te sê die woord van die Here sal nooit ledig terugkom nie. Elkeen wat hierso sit, gaan dink en gaan weet dat hy 'n ministry het vir die Here. God het hom gemaak vir iets moois, vir iets reg. Here, vergewe ons wanneer ons nie doen wat die Here wil hê ons moet doen nie. Here, ek bid vir hierdie kerk, AGS Middelvlei. U het hierdie kerk ook hierso gebou vir 'n sekere doel. Bid dat ons diensbaar sal wees vir God. Ek bid en ek wil dankie sê Here vir elkeen wat diensbaar is vir God in hierdie kerk. Dankie vir elkeen wat dinge doen en sonder om baie te praat. Seën hulle Here. Dankie dat ons hulle kan raak sien, maar as ons hulle ook nie raak sien nie, die Here sien hulle raak. Amen en amen.